Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy's my vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Hey man, lekker! Ek sê vir jou sê, dis Vrydag aand en dinge begin skit. Ek gaan nou die Rocksteady show doen soos gebruiklik op Vrydag aand 6 tot 8. As jy ou is wat 'n rockkop is soos ek, jy like so 'n bietjie van musiek wat jou bietjie wild maak en terugvat na jou jong dae toe, so definitief een vir jou. Maar nietemin, hierdie week, lekker week gewees. Daar's net absoluut te veel wat jou aandag verg. Maar die een ding met die Mslange kommissie hierdie week is ons IDEC hoof, Andrea Johnson, 'n advokaat. Nou sy laat my nou dink, na afloop van hierdie week so ver met haar getuienis, rondom die arrestasie van sekere polisiemanne en aanstellings wat nie moes plaasgevind het nie en so meer, dat IDEC het so 'n soort van 'n voorkeurproses. Nie almal word met die selfde handskoene aangepak. Party ouens kry jy ekstra tik leer handskoene voor om aan hulle te vat. Die ander klap jy sommer rond na willekeur. En IDEC is 'n spesiale eenheid binne die polisie om te sien dat die regte goed gebeur, het vir haar as advokaat, regskundige, het hulle in beheer. Yes, I can imagine the director of public prosecutions picking one or two holes in the confessions of a man who claims to have decapitated Charles I. And as for you, Grim, you are a disgrace to the service, and I hope I never set eyes on your fatuous features ever again. Does that mean that perhaps you won't be recommending me to join Special Branch, sir? That is the first correct deduction you have made since joining the force. Congratulations. Sien, dis wat oral gebeur in die polisie, mense in sekere posisies, tot in Engeland, as jy kyk na hierdie klein insetsel. Maar die ding is dat voor die Mslange kommissie word sy letterlik deur Judge Mklanga word sy uit mekaar uitgetrek oor basiese goed. En ons het 'n les gekry van Judge Mklanga. En dis 'n basiese les, dis 'n les wat sy die inhoud van baie goed moet ken. Sy is waarskynlik toegelaat iewers tot 'n Bali en sy is 'n advokaat al vir jare en so meer. En dan kom ons by die klein nitty-gritty. Binne in die wet, subjektief, objektief. En sy het die hele ding, lyk my deur die jare totaal verkeerd gehad. The word reasonable, which appears in so many words in section 27, did not come into the equation whatsoever. Is that so? It does, because no, of it the couldn't. first Not if the test is subjective according to you. It wouldn't. You looked at this referral affidavit on the basis that the test was subjective. Is that so? Is that so? I looked at the section 27 on the test of the Subjective, it must be. at the time, yes. It must be, because that's what you believed. Hence, your answers on a few good times now during this engagement, your answers that the test is subjective. So you looked at this on the basis that it is subjective. You agree again? Yes. So This one. that means in your case, the word reasonable,
which appears in so many words in section 27, did not come into the equation whatsoever. Sy het nie 'n koek en klou wat dit beteken nie, en die judge, jy kan sien, hy is half soort van, hy voel half embarrassed om vir haar as 'n advokaat te sê, maar nee, jou basiese denke rondom dit en jou persepsie, want dit is 'n persepsie wat jy as 'n advokaat al vir jare het, dat jy kan basies subjektiwiteit en objektiwiteit binne in die wet kan jy saamgooi. Jy kan 'n pudding maak daarvan. En hy het letterlik haar soos 'n vrugtekoek laat lyk. And repeating the same thing a good few times throughout until your engagement with me, the distinct impression I got was that you've always understood the test to be subjective. Correct? I understood the test to be the reasonable person test, which is an objective test. Okay, I will not go back. I engaged you on the subjective and so on, because you cannot marry subjective and objective. It simply can. Oh, let me ask you this question. So throughout, your understanding of section 27 was in accordance with the responses you gave when I engaged you. As to what those were, the transcript will assist us. Throughout, that was your understanding. It is only now that you have clarity as to what exactly the test is. That is a test which is not subjective as you suggested it was, or a test which does not seek to mix a subjective and objective test. It is simply objective. So before now, you had, I feel bad to have to use this word, but your understanding was this muddled view of what the test was, which muddled view came out as I engaged you. So that was your understanding until now, until during this engagement. Is that a fair suggestion to you? It is fair. Thank you. Dit vir die Mslange kommissie, okay? En ja, ek weet nie of sy 'n vetplant is of wat sy is nie, maar ek weet nie, daar is 'n gebrek aan kundigheid daarso. Maar nietemin, Professor Geshalia, ons nuwe minister van polisie, hy het aangekondig, ek wil net seker maak dat ek die syfers hier reg het, dat 99, let wel, 99,2%, met ander woorde net 0,8% is nie betrokke nie. 99,2% van alle vuurwapenmoorde in Suid-Afrika gerapporteer 2025-26 boekjaar. Daai 99,2% was gepleeg deur mense wat onwettige vuurwapens gehad het. Nou, volgens Geshalia is 9,398 mense met vuurwapens vermoor, waarvan slegs 75, listen carefully, 75 was met wettige gelisensieerde vuurwapens wat daarbij betrokke was. Nou van die 75% vraag ek myself die vraag af, is 92,2% seker maar waar dit gebruik was in noodweer. Maar wie sal nou weet? So AfriForum is hoofwoordvoerder van gemeenskapsveiligheid, 'n man met die naam van Jacques Broederyk. Hy sê dit behoort vir hulle aanduiding te wees dat hulle moet eerder konsentreer op die onwettige vuurwapens, die smokkelary en die georganiseerde misdaad, en dit teiken, en strenger beheer oor wetsgehoorsame landsburgers, wat gelisensieerde wapens het, tersyde stel. Ek stem meer 100% by dit saam, baie dankie Jacques,
vir daai ene, soos gebruiklik Afriforum, altyd op die voorgrond, met 'n sinvolle soort van 'n versoek. So ek dink dit is wat moet gebeur. Want hierdie video footage, het ek so 'n tyd terug na gekyk. Ons sien mos nou elke jaar, hulle bring al hoe meer polisiemanne. Ons word gesê, daar kom nou nog 2000, 6000 polisiemanne wat op straat wat wetstoepassing gaan doen en daai tipe van goed. Maar wat help het, as jy hierdie tipe van ouens het, wat weghardloop vir misdadigers? Ja, dis wat gebeur in hierdie video. Nou, dit word al vir baie jare gevra, daar word oor bespiegel, eens gewonder en so meer, is misdaad besig om die oorhand in Suid-Afrika te kry? Tweede vraag is altyd, is misdaad lonend? Want ons word groot gemaak met die idee van crime doesn't pay. Maar ek dink ons tyd dat ons hierdie gesegdetjie of hierdie ou frasiekie verander en eerder sê crime does pay for as long as it lasts. Want die ding is, as jy om jou kyk, hoeveel miljoene is al, en ek moet eintlik sê biljoene, dalk is dit miljarde, triljoene, wie sal nou weet, kom ons verhaal vir Dawie. Maar die ding is, hoeveel is al verkwansel, gesteel, gemisbruik en so meer. En ons het al hierdie kommissies van ondersoek en hierdie hofsaake. Ons is nou op die punt waar ek dink, regtig, Jacques, my ou vriend, ons moes lankal regtig geswat het, waar die regsprofessie nou ewe skielik gedei, dit stoot bo oor alles uit, want daar is soveel mense wat regsverteenwoordiging nodig het. Ons sien hoe mense soos rotte 'n skip verlaat, 'n skip wat besig is om te sink. So is hierdie skip, hierdie regeringsskip besig om te sink, en die rotte kom agter, ons moet nou land soek. Die ene organisasie na die ander, die ene het bedank, daai ene het bedank, 24 uur kennis en so meer. Is dit 'n teken vir ons hier op die grond? Maar ek dink misdaad in hierdie land het op 'n punt gekom waar dit wel lonend is. Dit is wel lonend, en ek sê dit met baie versigtigheid en omsigtigheid, met 'n sluk moerkoffie. Waarheen is ons op pad hier? Vraag is, na hierdie Matlanga kommissie, gaan ons moet sien, wie gaan tronk toe? Nog 'n vraag is, gaan daar genoeg plek wees, oom Pieter, in ons tronke, om hierdie mense te akkommodeer, of gaan ons spesiale tronke bou, in plaas van 'n hospitaal of skole te bou? Aangesien ons dit nie kan regkry nie, kom ons bou tronke. Lekker daar in die Kalahari woestyn, of so, sonder aircon. Of gaan ons 'n klomp kriminele wat tans in die tronk sit, vrylaat, en hierdie mense tronkstraf gee? Wat gaan gebeur? Waarheen is ons op pad? Is ons soos die spreekwoordelike hond wat 'n bus jaag, en as hy hom vang, weet hy nie wat om met dit te doen nie? Ek gaan jou met daai vraagstuk los my 1 of 2 opmerkings hieronder. Geen vuil taal nie, hoor, net moerkoffie gedagtes. Sien jou op die terrein. Die Moerkoffie Express, Saterdag van 8 tot 10.
'n ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met 'n ditseltjie moer. Alwyn met die omgekeerde W, Mouton. Net hier op Radio Suid-Afrika.